Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, op hierdie maandag, die 16de Maart 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Jy weet, ek voel vanmôre so 'n bietjie bedroefd. Ek voel ongelukkig. Jy sien, ek weet daar's dinge besig om te gebeur in die wêreld en dit jaag vrees aan. Maar ek sit so oor die naweek en ek bedink die dinge na oor wat aan die gang is en die vrees wat gesaai word deur sommige mense. Jy sien, die probleem in vandag se tyd is, dit is so maklik om nie jou Bybel te lees nie. Dit is so maklik om nie te doen wat die Here jou geroep het om te doen nie. Dit is so maklik om net na video's te gaan kyk en na mense se leringe te gaan kyk, sonder dat jy weet wie daai persoon regtig is. Jy sien, die woord sê vir ons baie duidelik, dat sommiges van wie ons nie eers saam aan die tafel moet sit nie. Maar ek gaan eers hierdie stukkie uit die skrif uit met jou deel, voor ek verder gesels. En ek weet, baie mense gaan hierdie boodskap nie klaar luister nie. Baie mense gaan sommer net hierso stop, want hulle gaan dink hierdie is 'n oordeel. Maar dit is nie 'n oordeel nie, dit is 'n waarskuwing. Want jy sien, te veel mense leen hulle ore uit waar dit nie moet wees nie. Te veel mense sien daar gebeur dinge in die wêreld en dit jaag vrees in hulle op en dan soek hulle skielike antwoorde en hulle luister hier na iemand se boodskap, hulle luister daar na iemand se boodskap, boodskappe wat vrees saai, boodskappe wat leuen saai, boodskappe van mense wat die gees van God nie het nie. 2 Timoteus 2 vers 14 tot 26. Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoorders. Luister weer. Moenie stry met mense wat tot geen nut is nie, want nie almal wil luister nie. Nie almal wil leerbaar wees nie. Te veel mense het 'n hoogmoed en dink hulle is iets wat hulle nie is nie. Lê jou daarop toe om jou te beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Hymeneus en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het, en hulle keer die geloof van sommige om. Jy sien, in daardie dae, toe die disippels van Jesus die woord beginne verkondig en dit uitsprei, was daar ook uitdagings. Vandag is daar nog groter uitdagings, want daar is soveel valsheid. Jy sien, as iemand vir my kom vertel, of die woord versprei, dat die Jesus Christus, wat vir my lewe 'n opoffering gedoen het, die Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het vir my sondes, en daai persoon sê, dit is Zeus wat ek aanbid, 'n afgod, en mense wat hulle self Christene noem, na so 'n persoon luister, dan het ek 'n probleem. En as daai persoon, wat hierdie dinge verkondig, na die profetiese woord van iemand luister, wat daai Jesus Christus aanbid het, dan sê ek vir jou vandag, alreeds, die teken is daar, dat daar die persoon vals is. En julle sien nie die prentjie nie. Jy sien, as iemand jou God verkleineer, of 'n afgod naam gee, en hy verkondig dat sy woord die waarheid is, maar tog gebruik hy daai een wat hy verkleineer, daai God wat hy verkleineer, so profetiese woorde van iemand anderste af, dan is daai persoon vals, so duidelik soos die daglig. Maar hoekom luister Christene na sulke mense? Hoekom luister God gevreesde mense, Godvreesende mense
na so 'n valse profeet. Wat die heeltyd verkondig al vir die laaste 3 jaar, ons is al reeds in die 3de wêreldoorlog. Sê die woord nie vir ons, daar is sekere mense wat uit die sinagoge van Satan afkomstig is nie. Vers 19, ewenwel die fundament van God staan vas met hierdie siel. Die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van die ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. Wat 'n gedeelte is jy? Is jy van die eer of die oneer? As daar nou iets vreeslik gebeur in die wêreld, dan wil jy nou skrik en spring en vinnig na video's kyk om te sien wat gaan aan in die wêreld, maar in die ander tye ken jy die God van die hemel nie. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Jy weet, as ons deel het van valse profete en ons deel hulle boodskappe en ons glo hulle, dan moedig ons hulle valse leringe aan en ons het deel van dit wat hulle deel. Vers 23, en die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. En 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee, tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die stryk van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was, om sy wil te doen. Luister vir my mooi vandag. Moenie net skrik vir die dinge wat aangaan in die wêreld, want die woord sê in Hosea, tekort van kennis, dit is wat mense laat spring en na valsheid luister. Jou kennis kom uit die woord van God uit. En as jy valse profete volg, gaan jy verlei word. Jy gaan mislei word. Omdat jy jou swaard nie kan dra nie. Omdat jy jou skild van geloof nie kan dra nie. Jy kan nie val vir enigiets wat mense verkondig nie. Jy kan nie glo wat mense sê, wat die Gees van God nie dra nie. Jy kan nie glo wat mense sê, as hulle sê die Christus Jesus wat aan die kruis vir jou gesterf het, is eintlik 'n afgod, Zeus nie. Jy kan nie glo wat uit mense se monde uitkom, wat jou geloof afkraak en afbreek, maar hulle verkondig die profesies van iemand wat Jesus Christus dien. Want dit is 'n draadsitter. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het U lief, Here. Dankie vir die woord wat ons leiding gee, wat ons in die waarheid vat, wat ons bemoedig en ook teregwys, sodat ons op die regte pad kan bly. Dankie dat ons deur die woord die dinge kan beproef van hierdie dae, en dat die woord ons ook waarsku teen valse profete, valse leraars in ons tyd. Dankie, Here, vir U woord. Dankie vir die liefde en genade. Dankie vir hierdie week wat voor ons lê, Here. Vader, gee ons die krag en die selfstandigheid om te weet, ons moenie vrees nie. Ons moenie belaai word met leuns nie, maar ons moet op U vertrou en in U woord glo en die waarheid volg. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.